dat hy of sy ook vir die Here Jesus daar bereik kan word en sy stem kan hoor. Ek het so baie dinge wat ek hiervoor het, wat ek baie keer vergeet. Jy sien baie keer, dan verwys ek na die kaart van die boek Openbaring, dan wys ek hierdie kaart van die skerm af. Ek weet nie hoeveel van u al begeer het dat ek vir u so 'n kaart sal gee. As u so een wil hê, is u welkom na die diens hier voor te kom haal. Ek het hom dit nou af kleiner vir jou Bybel ook. As jy so enetjie wil hê, jy is meer as welkom om te kom haal as jy reg. Ek gaan dit net hier neersit. Dis belangrik as jy die Bybel lees, Openbaring lees, volg maar hierdie, dan sal u sien, dis die boodskap van ons tyd, die boek Openbaring. Het u gesien die groot beeld wat hulle nou van Donald Trump maak, die president, oor die 5 meter lank. Ons lewe in die dag van Daniël, die tyd van Daniël. Blaai saam met my na Eksodus hoofstuk 21. Nou ek wil graag vanmôre en vanaand gaan ek gaan nou hierdie dag gevat om iets met u te deel en ek gaan met u oor hierdie onderwerp praat. En die onderwerp gaan wees, waarom blom Islam? Hoekom praat ek met u oor hierdie onderwerp? Waarom blom Islam terwyl die Christendom, ek wil eintlik daar geskryf het, wegkwyn. Dis asof die kerk, die Christendom besig is om so weg te kwyn en jy sien, hierdie kant is Islam net besig om al hoe meer toe te neem en te groei. So ek wil 'n bietjie vir jou agtergrond gee. Ek wil 5 redes vir jou gee vir, dis maar 5 wat ek net uitgehaal het uit Islam uit, en dan gaan ek vir jou 5 uit die Christendom gee, en dan wil ek vir jou net wys, daar's een woordjie waar die verskil lê. En hoekom doen ek dit? Daar's geweldige druk op die Christelike kerk, van regering se kant af, en ons lewe nou daar waar hulle dit gaan inbring, een geloof, alle paaie lei nie na Rome nie, hoor gou mooi, moenie dit glo nie. Die enigste weg wat hemelwaarts lei is deur Jesus. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. So al hierdie paaie, so hulle is besig om die platform vir godsdiens gelyk te maak. Hulle is besig om te praat van God, which God, verwys hulle as hulle daarna verwys. So ek wil hierdie gemeente ingelig hou en ek wil jou ingelig bring en ek wil vir jou sê as daar nog nooit 'n tyd was waar jy die woord van God lees en bestudeer en jou kind vat en hom of haar leer wat God se woord sê. Ek wil vir jou wys vanmôre wat doen Islam. Ons is so bang dat ons kinders te veel godsdiens gee. Ons is so bang dat ons sekere, hoor gou mooi, ek wil vir jou wys wat vanmôre aan die gang is, wat weekliks aan die gang is, terwyl die kerk van die Here Jesus vas aan die slaap is die vyand besig om hierdie kant Islam te laat blom. So ek wil vir jou 'n bietjie agtergrond gee, en dan wil ek jou wys uit Eksodus 21 uit, die eerste 6 verse, oor hierdie slaaf, maar ek dink ek gaan vanaand daarby kom. Jy sien, alles gaan oor toewyding, en ek kyk gou mooi net na hierdie vers, ek gaan hom net vir jou lees, laat jy kan sien in die woord staan dit, as jy vanmiddag klaar gerus het, dan vat jy Eksodus 21, dan lees jy die eerste 6 verse, maar ek wil vers 5 en vers 6 vir jou lees, en dan gaan vanaand vir jou net 'n paar woordjies uitlig, uit hierdie, en ek wil graag hierdie gemeente op hierdie dag, hierdie Sondag, daar bring waar jy opnuut 'n nuwe toewyding aan die Here sal maak. Nie aan my nie, hoor gou mooi. Kyk wat sê hierdie slaaf. Vers 5 sê, hierdie slaaf het nou 6 jaar volgens Moses se wet, is sy 6 jaar verby. Hy kan nou gaan. Vers 2 sê, as 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar, as die meester hom koop, moet hy 6 jaar lank vir hom dien. Maar in die 7de jaar moet hy as vryman verniet weggaan. En dan is daar, hoe weet hierdie meester nou dat hierdie slaaf wil weggaan? Dan roep hy hom, hoor nou mooi. Dan sê hy vir hom in vers 4, jy kan maar gaan, jou 6 jaar is verby. Kom ons praat van hierdie kontrak. Hierdie kontrak tussen my en jou het nou verstryk, jy kan nou gaan as 'n vryman.
En dan in vers 5 sê hierdie slaaf hierdie woorde, maar as die slaaf reguit sê, hy word na die stadspoort toe gebring, daar na die plein toe, waar almal hom, dat hierdie gebeur nie in die geheim nie. Jy sien, ek en jy bely in die geheim sekere dinge. Ons is te bang om dit in die openbaar te sê, want die duiwel sê vir ons, sal dit hou. As ek nou hierdie belydenis vandag op hierdie Sondag maak en sê, wat hierdie slaaf sê, sal dit hou. Kom ons kyk maar eers in die stilte, kom ons hou dit maar net so vir 'n week stil of vir 2 weke, dan kyk ons, hoor gemooi. Hierdie slaaf moes op 'n plein staan en hy moes hardop dit reguit sê terwyl hy vir hierdie meester in die oë kyk. Hoor wat sê hy? En hierdie woorde bid ek hierdie gemeente, toe ek bid dat die Heilige Gees dit sal gebruik. Hy sê, maar as die slaaf reguit sê, ek het my Heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie. Hoor gemooi, hy was 'n slaaf, hy moes hierdie persoon dien. Hy moes hom, teen wil en dank, hy moes hom vir 6 jaar. As hierdie meester opdrag gegee het, dan moes hy dit doen. Hy mag nie geweier nie. Maar in die 7de jaar sê hierdie meester, jy kan maar gaan. Dan neem hierdie slaaf die besluit. Hy neem 'n besluit. Ek gaan nie weg nie. Kan ek dit vir jou lees? Dit is wonderlik as 'n mens. Wie is jou meester vanmôre? Wie dien u vanmôre? Jy sien, hier is toewyding. Hoor wat sê hierdie man in vers 6. Dan moet sy Heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring en sy Heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. O, ek wil vir u sê, ek het gebid, Here, kom doen daardie proses. Kom doen dit in 'n hart, kom doen dit in 'n lewe. Jy sien, wanneer dit by 'n deurpos is, dan praat dit van daai huishouding, hy gaan daar bly. Hy wil nie weggaan van hierdie Heer af nie. En almal kan sien, hy dra 'n merk. Is dit nie wonderlik nie? Waar word hierdie merk gemaak? Aan die oor. Jy sien, die oor praat van gehoorsaamheid. Ek wil gehoorsaam wees en ek wil bly by my Heer, maar ek dink ek sal vanaand daarby kom. Kom ek praat met jou oor waarom blom Islam. Ek wil jou wys, want ek praat met jou oor toewyding. Ek wil vir jou wys, wat is toewyding? Ek bid dat jy jou eie lewe sal meet en dat jy vanmôre in daai spieël sal kyk wat ek vanmôre vir jou gaan voorhou. Nou, daar's baie wêreldgodsdienste, as jy dit nou baie mooi gaan bestudeer, is daar 5 baie belangrike, hulle verwys daarna na die groot 5 wêreldgodsdienste. So daar is wat belangrik is, maar nie so belangrik dat dit onder die 5 nie. Baie van hierdie godsdienste sorteer saam, maar ek wil vir jou dit wys. En die heel eerste een waar daar verwys is die Christendom. Nou, ek hou nie baie van die woordjie Christendom nie. Ek sal dit graag eerder wil verwys na die Christelike kerk. Maar die Christelike kerk is in so 'n toestand, ek verwys vanmôre eerder na die Christendom. En statistieke bewys, daar's 2.4 miljard volgelinge as dit kom by die Christendom. Die Christendom is gebaseer op die Bybel as hulle hoofhandboek, as ek so kan sê, en uit die lewe en die leringe van die Here Jesus. So, ek sê baie keer in hierdie gemeente, is die Bybel ons handboek. En dis die hoogste gesag. Nie eers die synode kom naby dit nie. So die Bybel is die hoogste gesag in hierdie gemeente. So daar is sekere dinge wat ek nooit sal toelaat in hierdie gemeente, nooit. Hoekom? Al sê die synode so, omdat God se woord sê ek mag dit nie doen nie. So die Bybel is ons hoogste gesag. Daarom dis die Christendom. So die Christendom het 'n geweldige groot invloed in die westerse beskawing gehad, in die kultuur van die westerse sowel as in die wetgewing. Baie lank terug het die staat na die Bybel geluister. Het hulle ook die Bybel as hulle handboek gebruik. Nou is dit omgedraai. Nou moet die woord van God ondergeskik wees aan dit wat die regering sê. Die tweede grootste godsdienst wat daar is Islam. Op hierdie stadium 1.9 miljard volgelinge. Dis die vinnigste groeiende godsdienst. Tans, die vinnigste groeiende
godsdienst. Ek wonder hoekom. Ek wil vir jou 5 redes noem. En hulle hoofhandboek is die Koran. En hulle leringe kom van die profeet Mohammed. Nou Mohammed het een of ander skyn, 'n droom gehad, hulle verwys daarna na 'n ontmoeting wat hy gehad het, en al hierdie goed is op hoor sê, maar ek gaan jou nou 'n bietjie meer daarvan sê. So, die Christendom sit met die Bybel, en Islam sit met die Koran. Vir hulle is die Koran die hoogste gesag, en hulle voer uit 100% dit wat die Koran van hulle vra. Hulle is gehoorsaam daarin. Hoor gou mooi. Ek wonder, ek en jy is deel van die Christendom. Ek wonder of ek en jy die woord van God ken, soos wat hulle kinders die Koran ken. Ek wil dit nou al vir jou sê. Hulle kinders moet dele uit die Koran opsê. Hulle gaan elke middag gaan hulle 'n sekere plek toe waar die Koran vir hulle geleer word. En daarvolgens wat hulle leer word dit 'n leefwyse. Hoor gou mooi. As ek nou vanmôre vir hierdie gemeente vra, kom ons sê elkeen net 'n teksvers op. Ek begin hier by Johan en ek sê, kom ons sê net elkeen 'n teksvers op, behalwe Johannes 3 vers 16. Wat weet jy en wat ken jy vanmôre uit God se woord uit? Wat weet jy? Ken jy God se woord? Hoe oud is jy? Hierdie kinders, om 'n leefwyse te hê, waarvolgens hulle moet leef, wanneer hulle verstand kry, word hulle na die skool toegeneem om die Koran uit hulle kop uit te leer. En ek en jy bely dat ek en jy 'n kind van die Here is, en ons lees nie eers die Bybel by die huis nie, ons hou nie eers godsdienst nie, ons bring nie eers die Bybel kerk toe nie. Daar was 'n tyd gewees wanneer mense met 'n Bybel geloop het, dat jy geweet hy is op pad kerk toe. Nou wonder die wêreld, is ons op pad kerk of is ons op pad waarheen? Islam, kyk waar, hulle speel 'n sentrale rol in die kultuur en die politiek van die Midde-Ooste, neem geweldig land in daar, en dele van Asië, daar is die derde godsdienst, 1,2 miljard volgelinge, en waar hulle is Boeddhisme, Judaïsme, 15 miljoen volgeling. Nou jy moet nou nie, as jy nou na al die statistieke kyk, dan kyk jy nou na Judaïsme, dan wonder jy nou, hoekom is hulle minder? Nou moet jy baie mooi onthou. Alhoewel hulle numeries klein is dit baie belangrik histories om dit te weet, dat Christendom en Islam, die grondslag, hulle praat van die Abrahamitiese gelowe, die grondslag is daar gelê, al vroeg in Genesis. Nou as jy die verhaal van Isak lees, en jy lees die verhaal van Ismael, daar waar hulle pad geskei het, kan ek dit net jou so verduidelik, ek gaan nou nie baie tegnies, baie diep in nie, het die Christendom uit Isak uitgegaan, en die Islam het uit Ismael uitgegaan. En daar het die al plaas van dis, hoekom daar nooit vrede daar sal wees in die Midde-Ooste nie, nooit. Jy sal nie vrede kry nie. Daar was nie vrede in Genesis gewees tussen Isak en Ismael nie, so daar sal nooit in die geskiedenis vrede wees nie, want dit is 'n profesie wat moet waarkom. Nou, ons is terug, net by hierdie vraag. Ek wil dit net vir jou wys vanmôre, hoe interessant is die woord nie. Waarom blom Islam? Dis my vraag. Waarom sukkel die kerk van die Here Jesus om van die grond af te kom? En jy hoor oralste, dit gaan goed met Islam. Ek gaan vir jou 'n paar redes noem, daar is die eerste ene. Die belangrikste een, wat jy oor en oor gaan kry, tussen die ander 4 ook. Wanneer iemand Islam, hulle praat van as hulle oorkom, hulle word nie regtig getel, mense wat uit die Christendom oorgaan, hulle word nie regtig gesien as 'n ware aanbidder van Islam nie, iemand wat in die geloof ingebore word, wat in 'n huis groot geword, hy word getel, of sy word getel, as deel van daardie geloof. Maar ek wil nou vanmôre vir jou sê, Islam vra totale oorgawe, jou alles of jou niks. Nie 'n selektiewe geloof nie. Kan ek vir jou wys wat 'n selektiewe geloof? Hulle vra totale oorgawe. Kan ek vir jou wys? Jy sien,
Islam word nie 'n Sondag as 'n Sondag geloof gelewe nie. Jy sien, ons probleem is ons het 'n Sondag kerk en dis ons Sondag geloof, Maandag tot Saterdag leef ons heeltemal anders. Ons leef soos die wêreld, ons gaan tekeer soos die wêreld. Ons leef nie soos kinders van die Here. Ons leef nie soos wat die ware, hoor gou mooi, Handelinge sê. Toe daardie mense Jesus begin volg het, toe is hulle as metgeselle van Jesus herken. My vraag is, ek vra die vraag vir hierdie gemeente, ek kyk jou vanmôre in die oog. Van Maandag tot Saterdag gaan, word jy as 'n metgesel van Jesus herken. Daai man wat daar loop, weet jy wat nie? Jy kan Jesus in daai man sien, jy kan Jesus in daai vrou sien. Daai man moet 'n kind van die Here wees, metgesel van. Jy sien, ons in die kerk het 'n Sondag, ons skit ons reg, ons gaan kerk, ons sit hierdie das aan, hy skok so bietjie, dan is ons net, en ons weet hoe om te lag, en ons, hallo broer, hoor gou mooi. As ons hier uitgaan, dan leef ons totaal en al 'n ander lewe. Maar as dit by hulle kom, 'n volle lewensraamwerk. Wat beteken dit? Gebed, hulle kos, hulle klere, familiewerk, kan jy duidelik sien. Daar is 'n brandmerk. Jy kan sien, daai man is 'n moslim volgens wat hy aantrek. As dit kom by die kos, dan skik ons restaurante halal. Ons moet daarom dit nie afsit nie. Ons sal maar eerder grond, hoor jy? Dis hulle lewensraamwerk. Wat doen ek en jy? Is vir my so interessant. Ek kyk die cricket in Desember, en ek loop eers verby en ek sien maar, nie cricket, die rugby, Murat, hy speel vir Stormers, dink ek. Ek sien op sy trui daar so sign. Ek dink nou, wat 'n nuwe teken is daar. Toe het hy geweier om met 'n trui te speel as dit nie sy teken van sy geloof op is nie. En hulle het toegelaat. Wanneer sal jy staan vir jou geloof? Nee, ons wil tog net nie aanstoot gee nie. Hy sê, laat my die span uit. Ek is bereid daarvoor. Of sit my in die span, ek verkies om my nommer van die moslim op hom te hê. Dit raak 'n leefwyse. Hulle is nie skaam om te staan waarvoor hulle glo nie. Hoor gou mooi, 'n moslim se hele dag word gestruktureer rondom sy geloof. Vandat jy hoor vroeg in die oggend, dan roep hulle al. Hulle roep, het jy al gehoor vroegoggend, daar van die moskee af? Hulle roep, en die manne staan op, en hulle gaan moskee toe, hulle gaan bid, en selfs die manier hoe hulle handel dryf, sy sien, hy staan by dit wat hy glo. Ek was by Hoekies, ek kom een Vrydag daaraan, 'n bietjie net so voor 12, en baie vriendelik staan hy vir my inwag, hy sê vir my, Dominiek, hy sê, ek sal vir jou koeldrank gee, hy sê, ek is nou op pad, ek gaan eers weer 2 uur oopmaak, sê jy kans om hier te wag, of kan ek goed vir jou stuur, of wat ook al, hy sê, maar ek is op pad, ek kan nie nou vir jou nie, hy maak sy winkel toe, van 12 tot 2, wat gaan ek en jy doen? Wat doen ek en jy? Hy bly by sy oortuiging. Ek kom toe na 2 terug, hy sê vir my, weet jy, net vir jou petrol, omdat jy op en af gery het, gaan ek jou afslag gee. En hy respekteer my dat ek weer terugkom. Wat sou ek en jy doen? Of hy nou besigheid verloor het of hy nie? Kyk wat wil ek vir jou sê, sy hele dag, nie net 'n Sondagmôre nie, sy hele dag. Dis die eerste rede. Totale oorgawe aan 'n dooie God. En hy commit om verskoning Engels. Hy commit om 100% aan. Kan jy tweede noem? Jy sal sien dat die islamitiese gemeenskappe hulle geloof beskerm. Wil vir jou wys.
Twee dinge rondom hierdie islamitiese gemeenskap. Dit staan bekend as Ummah. Hulle hou mekaar verantwoordelik. Broer, ek het gesien vanmôre was jy nie by die bid hier nie. Jy het die oproep gehoor, ja, hulle sing ons aan, ja. Ons spot altyd, as kinders het ons gesê, as ons dit gehoor het, dan sing hulle, my ma bak beter samosas as jou ma. Jy weet, dit is so rympie wat hulle sing, nie, hulle speel met 'n typie nie. Maar hulle gaan. Hulle hou mekaar verantwoordelik. Kan ek vir u sê wat gebeur in die gemeente? Dan bedoel ek en al dit hoe goed uit ons harte. Dan sien ons mekaar, iemand miskien 2 sonde, na 2 sonde was dit ons reël dat ons mense gebel. En sê, jongens, daar siekte, ons hoor niks. Check, dominee ons op. Dan wip hulle. Dan kom nooit weer kerk nie. As jy nie bel nie, is hulle ook kwaad. So ons weet nie meer wat om te doen nie. Ons weet nie, moet ons bel of moet ons nie bel nie. Hulle hou mekaar. Nie die dominee lig. Hulle hou mekaar. Suster, sê gou vir my. Jy was nie Sondag aan daar nie. Hulle is nie beprag nie. Hulle hou mekaar verantwoordelik vir hulle geloof. Jy moet net onthou, ons aanbid Allah. Jy moet net onthou, jy doen dit vir Allah. 'n Dooie God. Hulle herinner mekaar daaraan. Dis die eerste ding, nommer 2. En elkeen dra by tot die handhawing van daai geloof. Ons gaan ons geloof hoog hou. Ons is trots op ons geloof. Om geloof prys te gee, het geweldige gevolge. Ek gaan dit nie vanmôre vir jou daar mee besig hou nie. Ek wil net vir jou die derde een wys. Hoë geboortesyfers. Hoekom is hulle so sterk in hulle geloof? Kan ek dit vir jou wys? Islam groei nie net deur mense wat daarna toe oorgaan nie, maar deur die demografie. Dit word oorgedra, hoor nou mooi, word oorgedra van generasie tot generasie. Ek wil vanmôre vir ouers wat hulle kinders by 'n sonnaarskool en by 'n kinderkerk en ook vanaand na 'n koelkerk toe stuur, uit my hart het baie dankie sê. Weet jy wat doen jy? Jy's besig om geloof oor te dra na jou kind toe. Moenie eendag dink jou kind gaan dit net doen. Hy wag vir 'n voorbeeld wat vir hom gestel is. En hulle groei omdat dit oorgedra word van generasie tot generasie. Kinders word van kleins af opgevoed in die geloof, hoor nou mooi, met duidelike riglyne en praktyke, hoor nou mooi, wat identiteit versterk. Ek en jy sukkel met identiteit. Party mans weet nie of hulle mans of moffies of dames is nie. Hulle sukkel. Hulle weet, want daai duidelike riglyne sê vir hulle wie hulle is, wat hulle is en waarna toe hulle beweeg. Jy gaan dit nou sien. Duidelike riglyne. Want die Koran gee vir ons die duidelike riglyne. Daai kinders word opgevoed daarin, hoe hulle lees dit, hoe hulle bestudeer dit. Doen jou guns. Gaan môre middag gaan sit op hierdie Transvaalpad. Daar waar jy afdraai na die verkeersafdeling toe, gaan sit net in daai park. Dan sien jy hoe kinders net na skool al na daai moskee toe stap en wag net heel dag daar tot vanmiddag, dan sien jy hoe laat stap hulle daar uit. Dan moet hulle nog gaan huiswerk doen. Hulle was heel middag daar besig met die Koran. Hulle leer dit, want dit gee vir hulle duidelike rituele en praktyke. Hoe moet ek my lewe moet lewe? Hoe moet ek maak? Dit kom uit die Koran uit. Wat doen ek en jy? Wat doen die Christen? Is geen wonder die Christendom kwyn weg, want jong mense raak vir die kerk so. Hulle stel nie belang in die kerk nie. Hulle stel nie, daar's niks vir die kerk vandag vir jong mense bied nie. Hoekom? Hoekom? Dis my vraag. Waar lê die probleem? Daar's 'n vierde rede. Hulle leer is so eenvoudig, duidelike antwoorde en hulle vaste reëls. Daar's 5 pilare. Het jy geweet wat is die pilare as hulle praat van die 5 pilare van godsdienst, van Islam? Ek gaan jou dit net gewys nie. Is eenvoudig. Maar dis hulle doelwit. As ek maar net dit kan doen. Hoor nou mooi die eerste ene. Hulle moet daai ding van Islam elke dag hardop sê. Hulle sê, daar is geen ander God met 'n klein lettertjie, behalwe Allah nie, en Mohammed is sy profeet. Dis daai voordrag wat hulle doen. Hulle sê, hulle loop so, hulle sê, hulle bely dit. Praat ek en jy oor Jesus? Vertel ons vir mense dat Jesus, nee, ons is te bang, dis daarom net Sondag se werk.
Jy's sektaries as jy oor Jesus praat. Het jy al gevoel hoe stil raak dit wanneer jy 'n gesprek met Jesus noem of iets oor Jesus sê? Dis asof almal so weg beweeg so van jou af. Hulle openlik, daar is geen ander God, klein lettertjie, as Allah nie. Hulle sê dit, daar is die tweede een, hulle moet 5 keer 'n dag. Ek wens ek kan dit vir jou die sekere posisies verwy. Hulle moet gaan kniel, party staan. Hulle moet in 'n sekere rigting kyk. Hulle gaan 5 keer 'n dag. Meneer, kyk my gou in die oë. Mevrou, kyk gou vir my in die oë. Hoeveel keer gaan ek en jy op 'n dag moeite doen om te gaan bid? Alles is daar by die werk en jy gaan sit in die badkamer en jy gaan bid. Hulle doen dit openbaar, hulle gooi so 'n lappie uit dan. Sommer kyk in die rigting van die ooste. Jy kan waarmee besig wees, as hulle 'n lappie dan gooi. En hulle buig. Mense sien hulle bid. Dis een van hulle pilare, gebed. Gebed. Hulle om die heilige maand Ramadan in 'n maand te vas en te bid van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand. Saam met Johanay is een van hulle op die bestuur. Hy's 'n moslim. En daar's kinders wat in die klas is. Sy sê vir my, papi, die hele dag, die maand Ramadan, drink hulle nie eers 'n druppel water van 6:00 die oggend tot 6:00 vanaand nie. Hulle vas. 'n Kind, hulle vas. Hulle vas. Dis 'n pilaar. Ons doen dit vir 'n dooie God, maar ons vas. Hulle gee almoses vir die armes. Dan kyk daar by hoekies, daar so langer hy Vrydag. Hulle het altyd begin met R2. Hulle skree nou 'n bietjie meer, R5. Maak so langer hy gee almoses. Gee vir die armes. Hulle glo hulle word geseën deur Allah. Gee net. En dan die 5de pilaar, daai pelgrims tog na Mekka. As jy een van hierdie Mohammedaners sien met 'n rooi kollie voor, dan weet jy, hy was al by Mekka gewees. Die geboortestad van Mohammed, een keer in sy lewe, as ek maar net, hy spaar sy lewe om net daar uit te kom. Islam bied 'n sterk en duidelike identiteit. Kyk wat leer hulle. Jy weet wie jy is. Weet jy wie jy is? Waartoe jy behoort en wat van jou verwag word. Ons is so deur mekaar partykeer vir ons weet self nie eens wie ek in die Here Jesus is nie. Want ek bestudeer nie sy woord nie. As jy Islam opsom, dan is dit waaroor dit gaan. Goeie struktuur, geweldige oortuiging, jy sal hom nie sommer net kry nie, dat hy sal luister of oortuig word die kultuur en dissipline. As die kerk van die Here Jesus as Christendom daardeur aangemeet moet word, sê gou vir my, dink jy ons sal voldoen? Wil jy gou 5 wys van die Christendom? Waarom kwyn die Christendom weg? Ek wil dit vir jou wys. Dan gaan ek afsluit. Daar is die eerste rede. In baie westerse lande het Christendom 'n kultuurproduk geword. In ons land, en ek trek dit deur na ons dorp, het Christendom 'n kultuurproduk geword. Hoor nou mooi. 'n feesdag, 'n tradisie, 'n gevoel wat ek het. Ek voel daarom ek is 'n Christen. Hoor jy dit? Die feesdae. Hardloop ons agter die feesdae aan. Kyk daar. Dis waar uit Christendom vandag bestaan. As die wêreld na Christendom kyk, dan definieer hulle hom, dis 'n feesdag. Hulle definieer dit as 'n tradisie. Soos my tradisie. Gewoonte. Ek doen dit om my oupa dit gedoen, sien? Dis nie soos vir Islam 'n lewensopdrag, 'n leefwyse nie. Glad nie. Ek wil môre vir jou ietsie sê, wanneer geloof niks kos nie, beteken dit maar baie min. Wat kos jou geloof jou? So 'n bietjie by die skool, so 'n bietjie by jou werk, as jy oor Jesus praat, word jy uitgewerk, as jy sekere dinge nie saam met hulle doen nie, as jy nie saam met vloek en skelm, dan is jy is 'n sekte, of jy's 'n bietjie bang om oor kerk te praat. Hoor gou mooi, wanneer jou geloof jou niks kos nie,
beteken nog baie min. Dit beteken, die wêreld het nie respek vir die kerk nie, want hy het dit reg gekry om die kerk stil te maak. Ons het stil geword. Stil geword. Ons is nie meer daai stem. Kyk mooi, ek wil vir jou wys. Kersfees het 'n winkelsentrum geleentheid geword. Die wêreld hou van Kers, ons speel net Bonnie M se Kersliedere en dan hardloop ons en ons jaag. En ons koop, hulle raak ryk. Sê gou my, waaroor gaan Kersfees? Jong, ek het 'n geskenk. Gaan oor geskenk. Waar pas die arme Here Jesus in die hele Kersverhaal in? Sê gou vir my, ek wonder hierdie Kersfees wat verby is, mag ek jou vra? Het jy gebid om tafel? Het jy vir jou kinders die Kersvraag gelees? Het jy gepraat oor wat daai dag in Bethlehem gebore plaasgevind het, toe Jesus gebore is? Was dit Kersfees? Was dit Kersfees? Ja, dit was nou nie eens maand en 'n half terug. Waarmee was jy besig, Kersfees? Waaroor gaan Kers? Ons praat van die Christendom. Kyk wat gebeur Paasnaweek. Almal jaag vir die fees in Oudtshoorn. Paasnaweek. Toe Jesus gekruisig is die Christendom op die fees. Die belangrikste tyd op die Christelike kalender, Paasnaweek. Kerk is leeg. Jaag vir vakansie. Nee, ons is daar by die fees. Dominee, dis 1 keer 'n jaar, jy moet net verskoon. Ons jaag vir Klein Karoo nasionale fees. Is dit die hartseer? Ek praat met jou, hoekom die Christendom wegkwyn? Kan ek vir jou sê hoekom? Daar's nie toewyding nie. Daar's nie toewyding om te sê, weet jy wat? Paasnaweek gaan oor Jesus wat na hierdie wêreld gekom het en hy het gekom sterwe. Kyk wat sê hulle. Kyk wat sê dis slim mense wat dit sê. Ek haal dit uit slim mense se goedheid. Daar's nie meer heilige tye van herinnering en toewyding nie. Ek kan my hart instel. Ek gaan daai naweek gaan ek een kant en ek weet jy wat? Ons sukkel op konferensies. Ons sukkel mense om op konferensies te kry oor Paasnaweek. Dominee, weet jy, die jaag. Ou Farao jaag my so, ek is so moeg. Deur die jaar, hardloop. Hierdie naweek wil ons net 'n bietjie rus. Jy wonder dat terwyl die vyand aan die werk is, maak hy die kerk van die Here Jesus aan die slaap. Slaap maar voort. Christendom het 'n erfenis geword. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Jy gaan my nou kruisig wat ek sê. Maar jy moet my reg quote as jy my wil quote, hoor. Christendom het 'n erfenis geword, nie 'n keuse meer nie. Ons arme nasie hardloop hulle mors dood as dit gelofte dag is. Dan sit ons kerke vol erfenis. Gelofte dag. En arme Sondag, wanneer die Here Jesus, het ons daaraan herinner dat die Here Jesus opgestaan het. Die erfenis het vir ons so groot geword. Waaroor praat ek met jou? Die Christendom is besig om weg te kwyn. En dit gaan vir ons oor die erfenis. Dit gaan nie meer oor die Here Jesus nie. Daar is die tweede rede, ek moet vinniger morele kompromieë wat gesluit word, die Christendom. Die kerk het begin kompromieë sluit. Een na die ander, ek wens, ek kan jou dit vertel. Waar waarheid verdun word. Waar waarheid verdun word. Om niemand te ontstel nie. Dominee, jy moet jou woorde tel. Verloor geloof sy krag. En omdat die kerk soveel kompromieë gesluit het, kan ons nie meer sê, so sê die Here nie. Want jy word gedreig as predikant. Pas op wat jy sê. Ek sal jou aangee. Ek wil dit vir jou vertel. Hier op 'n plek is ek gevra vir by Wildsplaas vir 'n troue. En ek het die troue gedoen en die vrou bel my in daai week, sy sê vir my, "Jo dominee, hier's 'n ander paartjie wat dominee soek om hulle te trou." Ek sê, "Jong, ek kry nie daai gevoel nie.
Ek sê, sy vra, sien jy kans? Hulle sien kans om jou petrol te betaal en om jou te betaal. Jy moet net sê wat dit kos, ons sal vir hulle sê. En ek kry net daai gevoel hier binnekant my. Ek sê, jong, sê gou vir my, vertel my meer van die paartjie. Sy sê vir my, jong, dis lesbiene. Ek sê, weet jy, ek het 'n besluit geneem, ek trou glad nie. Lesbiene, moffies en oor die grens nie, glad nie. Die Vrydag kry ek 'n oproep van Binnelandse Sake af. Hulle wil my sien. En ek gaan toe en dan sê vir my, jong, het jy geweier om 'n paartjie te trou? Ek sê, ja, dis mense hier op 'n wildsplaas wat my gevra. Toe sê ek trou nie lesbiene en moffies en ek trou nie oor die grens nie. Sy sê vir my, maar ek kan my lisensie terugneem. Toe sê ek, by all means. Ek kan my huwelikslisensie terugneem. Ja, maar kan my kommissaris van eerder kom lisensie wegneem? Ek sê vir haar, het jy 'n Bybel? Ek sê vir haar, dis die hoogste gesag in my lewe. Ek gaan my gewete nie verkrag ter wille van binnelandse sake nie. En om iemand se guns te wen nie. Dis waar ons is. Wanneer waarheid verdun word, ek gaan jou ontstel in hierdie gemeente, jy moet dit weet. Jy gaan nie daarvan hou baie keer nie. Ek preek sonde en mense hou nie daarvan nie. Ek gaan jou ontstel. Maar hoor gemooi, as ek dit nie doen nie, gaan geloof sy krag verloor. Jy gaan nie meer glo dat Jesus kan vrymaak nie. Jy kan nie meer glo dat daar verandering in my lewe kan plaasvind, as ek jou die volle waarheid kan verduidelik nie. Die boodskap word so afgewater dat dit vandag niks sê nie. Dis hoekom die kerk vandag wegkwyn. Hoor gaan jy, ons mense het slimmer geraak as wat die predikant en pastore dink. Ons sal mense besig hou met motivering, nee. Mense wil nie meer dit hoor nie. Sê vir my, wat sê God se woord? Sê vir my, wat verwag God van my? Daar sê ek vir jou, sonde word versag. Ons noem dit nou foute. Bekering word vir my, moenie konfronteer nie. En heiligheid, moenie dit nie oor heiligheid praat nie, dominee, asseblief, moenie net daaroor nie. Wat is die resultaat van al hierdie dinge wat ek vanmôre vir jou noem? Net dit. Die wêreld weet nie meer wat is die onderskeid tussen Christendom. Hulle sal dit kan sien by Islam. Weet jy, hierdie mense is toegewyd. Toegewyd. Hulle is toegewyde mense. Ek noem vir jou net die derde en die vierde en as ek klaar. Kyk wat sê mense vandag as dit by daai een kom. Mense sê vir my, die moderne Christendom sê hierdie woorde. Jesus, ja, ek sal volg, maar op my terme, net nie op die kerk se terme. Hoor nou die kerk, dit is nie kerk se terme, dis die woord van God se terme. Hierdie oproep, as jy van die kansel af praat oor selfverloning, opneem van jou kruis, heiligheid, dit word so min verkondig, en as dit nog verkondig word, so min uitgeleef daar buite. Ag, dis net 'n boodskap, ek het daar maar 'n mooi boodskap gehoor vandag. Daar sê ek wil net weer vir jou sê, geloof lê nie in 'n totale oorgawe, as dit kom by die Christendom nie. Kry vir jou die vierde rede, swak disipelskap. Swak disipelskap, ek het dit al in hierdie gemeente probeer. Dan sê ek gaan maandaande, gaan ek 'n Bybelklas hou, en ek wil hê mense moet kom, ons gaan oor hierdie onderwerp praat. Hoekom doen ek dit? Ek wil jou in die woord van God, wil jy moet jou voete vind, ek wil jy moet jou wortels inskop, en laat in die woord van God, laat jy weet, hoekom jy glo wat jy glo. Daarom sit die kerk vandag met gelowiges. Jy hoor jy Sondag? Gelowiges in die Here, gelowiges. Weet jy, die duiwel is die grootste gelowige. Die Bybel sê, hy glo ook, en hy sit daar, hy het 'n bietjie meer respek as wat baie gelowiges in die kerk het, as dit by die woord kom. So mense word nie geleer om soos Christus, hierdie arme kindertjies in die moslim geloof, hulle word geleer, hoe lewe iemand wat in die Islam geloof is, hoe tree hulle op? Hoe moet hulle in die openbaar lewe? Hoe word hulle gesien? En soos wat hulle loop, dwing hulle, hier's 'n woord, respek af. Respek af. Want jy kan sien, daar al is dit die grootste leuen wat hulle glo, en 'n dooie God wat hulle glo, dwing hulle respek op jou en my af. Daar's die vyfde rede. Hulle gee vir Islam, vir 'n dooie God, hulle gee vir die gemeenskap gebrek aan offers en toewyding. Waar niks gevra word nie, word niks gegee nie. In die westerse kultuur en jou my, as dit kom by die Christendom,
vra hy so min van sy volgelinge. So min. As hy vanaand by die diens wees, die dominee moet op sy knieë gaan, hy moet smeek. Sy vanaand dit, ons vra 1, miskien 2 uur op 'n Sondag. Praat eers van Woensdae nie. Dis wat die Christendom vra van sy volgelinge. 'n 10de hoe die kerk vra weer. Hy praat dan weer oor geld. Ek hoor mense sê dit. Oh, vra min. Stilte tyd hou, vra min. Daar's nie soos by Islam, daai daaglikse roetines en rituele wat gedoen moet word nie. Daar's nie daai dissipline nie. Ek wil afsluit met hierdie en ek gaan vanaand, ek wil jy moet hier wees, want jy hoor die helfte van die boodskap. Ek wil jou vanaand wys, wat doen 'n slaaf? Wanneer hy sy meester in die oë kyk, wat sê hy vir sy meester? Maar ek wil dit vanmôre onomwonde sê. Ek wil hierdie gemeente moet mooi hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Christendom kwyn nie weg omdat dit vals is nie. Maar dit kwyn weg omdat dit sy sout verloor het. Mag ek my herhaal? Ek is môre baie trots om deel te wees van die Christendom. Is jy? Ek is so dankbaar dat die evangelie lig, Titus 2 vers 1, wat sê en die evangelie lig, 2 vers 11, die evangelie lig het op my lewe geval. Ek is so dankbaar dat ek die Here Jesus ontmoet het as my persoonlike. Ek weet dat Jesus leef. Jy vra my hoe leef hy? Hy leef in my hart. Ek weet ek het ontmoeting met hom gehad. So die Christendom, die Christelike geloof is nie vals nie. Dis nie hoekom dit wegkwyn omdat dit vals is nie. Maar is omdat ek en jy ons sout verloor het. Die kerk het sy sout verloor. Maar wat sê Jesus? Ek wil met hierdie teks afsluit. Jesus sê in Matteus 5:13, hy sê, julle is, die kerk is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voort as om buite gegooi te word, buite die wêreld. En deur die wêreld en deur mense vertrap te word nie. En hoe beleef ons dit in vandag se tyd word die sout deur die wêreld, die kerk word deur die wêreld vertrap. Ek het net hierdie 2 verskille net so langs mekaar gesit. Kyk gou hier, ek is klaar. Islam vra totale oorgawe. Hoe oorgegee is jy vanmôre aan die Here Jesus? Hoe oorgegee is jy aan dit wat jy glo? Hoekom glo jy dit? Nee, ek glo dit maar want dit is gewoon. Nee, hoor gou mooi. Jy moet oortuig wees aan dit wat jy glo. Islam sê, dis vir my 'n saak van oortuiging. Totale oorgawe. By Christendom het dit 'n kultuurproduk geword. Geen toewyding. Hulle beskerm dit. Ons sluit kompromieë. Ons versag sonde. Kinders word van kleins af gevoed. Hier sê ons maar op my terme. Op my terme. Hulle het pilare waarop hulle staan. Ons het swak disipelskap. Ons wil nie Dominee sê net iets so 5 minute. Gee my net so 5 minute. 2 minute, Dominee, net 2 minute. Asseblief. Ag, bid net Jesus 2 minute vir my. Ek wil graag vanaand by die antwoord uitkom. Wat is die antwoord? Ek bid dat God die Heilige Gees vanaand so in ons midde sal wees. Dat die antwoord uit Eksodus 21 jou van jou voete sal afhaal. En jy sal sien wat dit werklik beteken om vanaand, om vanmôre deel van Christendom te wees. Is dit wonderlik? Gaan lees vers 5 en vers 6 van Eksodus 21. Sê, Here, maak my gewillig. Want jy gaan dit hoor mooi. Hierdie arme dogtertjie, arme seentjie in die Islam geloof, moet dit hardop sê, my God, Allah, is Allah met 'n klein lettertjie, is dooie God. Sy sê dit word haar geleer, maar as jy vanaand kan sê, wat hierdie slaaf gesê het in vers 5. Ek het my Heer, ek het my vrou en my kinders lief. Kyk na die geestelike betekenis.
En hy neem die besluit, ek wil nie. Hy kan gaan. Daar's 2 woorde wat ek vanmôre vir jou gaan sê, wat ek vanaand met jou oor gaan praat. Die verpligting wat hy gehad het vir 6 jaar, word omgeskakel. Van 'n verpligting na toewyding. Ek wil, hy sê, ek wil nie van u af weg. Is dit nie mooi nie? Ek wil nie. Ek kan gaan. Ek wil nie. Ek wil hier bly. Ek wil hier bly. Mag die Here, mag God die Heilige Gees dit in jou hart kom gee. Sy vanaand hier wees. Ek vra vir jou. Ek wens ek kan 'n uur, 2 ure Sondagoggend hê, net om vir jou die antwoorde te gee. Maar ek kan sien, jy begin al kyk na die horlosie. Dis 10:11. Ek hoop ietsie geleer vanmôre uit God se woord uit. Die belangrikheid om in God se woord in te delf, jou lewe daarvolgens in te stel, meneer, mevrou, en jou kinders op te voed deur God se woord en in God se woord, en te sê, my kind, pappa wil dit vir jou leer. Jy moet dit eendag vir jou kinders oordra aan hulle kinders, en ek wil hê jy moet daarby staan. Dis hoekom ek dit vir jou sê. Ek gaan nog baie ander gelowe vir jou wys wat hulle glo. Reg so. Het jy iets geleer? Kan ek weer begin? Hulle sê dis deur herhaling wat 'n mens dinge hoor. En vaslaan, hè? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons dit vanmôre kan bely, dat Jesus Christus het gesterwe en hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Ja, almal het grafte. Ek het so gedink in my voorbereiding, Here, daar's 'n graf. En sy naam is op daai graf staan, die grafsteen staan Allah se naam. Daar staan Mohammed. As dit by Jesus se graf kom, is die steen weggerol. Hy's leeg. Want hy het opgestaan. En die Here, my hartsbegeerte is dat elkeen in hierdie gehoor vanmôre wat hier sit, dit sal kan sê, en vra jy my hoe ek dit weet, dat Jesus opgestaan het, dat dit nie net 'n feit sal wees, wat mense weet nie, maar dat hulle sal kan sê, ek weet, Jesus het in my hart opgestaan. Dankie daarvoor, Here. U is die naprediker van u woord, want ek bid dit, en ek vra dit in Jesus se naam.